Tydens onderwerp 4 van meetkunde van 2D vorms het ons dan ook die driehoeke wat ons aan die leerders moet verduidelik. En die eerste aspek is dat driehoeke volgens 2 aspekte opgedeel word. Eerstens kan ons hulle klassifiseer volgens hul hoeke en dit het dan te doen op die einde van die dag met of dit 'n regte hoek is, 'n skerp hoek is of 'n stomphoek is. 'n Reghoekige driehoek sal beteken dat net een hoek gelyk is aan 90 grade, soos volg. Soos jy dan kan sien, is daar een van sy hoeke wat dan nou 90 grade voorstel en dit is 'n regte hoek, soos 'n reghoekige driehoek. Die volgende is 'n skerphoekige driehoek en dit beteken al 3 sy hoeke is skerphoeke. Nou in die vorige een sou ons ook sê, hierdie is 'n skerphoek, daai is 'n skerphoek, maar die 90 grade hoek is nie 'n skerphoekie, maar 'n regte hoek. So daarom het 'n skerphoekige driehoek lyk hy soos volg. So hier kan ons dan nou sien dat al 3 die hoeke 'n skerp hoek is en nie 90 grade noodwendig nie. Daarna gaan ons oor na 'n stomphoekige driehoek, waar die stomphoekige driehoek moet daar net een hoek wees wat 'n stomphoek is. Die ander 2 sal skerphoeke wees, maar dit gaan alles oor hierdie een hoek wat wel 'n stomphoek voorstel. Soos byvoorbeeld. Hier kan ons sien dat daar 'n stomphoek voorkom by daai punt daarso en die ander 2 stel weer net skerp hoeke voor. So daarom sal hierdie 'n stomphoekige driehoek genoem word as gevolg van die stomphoek wat ons daar het. Die volgende word driehoeke ook geklassifiseer volgens hulle sye en wanneer die sye dan nou 'n spesifieke doel dien, dan sal die hoeke dan ook aangepas word. So daarom sal ons sê dan volgens hul sye en hoeke. Die eerste een is 'n gelyksydige driehoek wat soos volg lyk. Gelyksydige driehoek is wanneer ons kan sê al 3 die sye, dis hoekom die sye die driehoek in daai geskryf is ewe lank. So 'n streepie sal dan kan aangedui word op al 3 sye dat hulle ewe lank is. Dit word dan ook soos volg geskryf. So in die driehoek kan ons dan sien dat sy AB so lank sal wees soos sy AC en so lank soos sy BC. Hoe dit die hoeke sal beïnvloed is, indien al die sye ewe lank is, onderspan dit ook dieselfde grootte hoek. So al 3 die hoeke sal ewe groot wees, en nadat ons nou al weet, dat die hoeke binnekant van 'n driehoek altyd saam 180 gee, beteken dit elke hoek sal afsonderlik 60 grade wees, en dit sal soos volg geskryf word. So hoek A is gelyk aan hoek B is gelyk aan hoek C, en hulle elkeen is 60 grade. As ons oorgaan na 'n gelykbenige driehoek, vertel ek ook altyd die leerders dat hulle moet dink aan 'n mannetjie en jou bene sal dan ewe lank wees soos byvoorbeeld. So wanneer ons kyk na die mannetjie, sal jy sien sy bene is ewe lank en as jou bene ewe lank is, sal jou voete dan ook ewe groot wees. En dis waarby ek by hulle uitkom, ons het 2 bene, so gelykbenige driehoek het 2 sye wat ewe lank is en dan sal sy voete ewe groot wees en dit sal soos volg lyk. Ons klem net op die voete wat nou ewe groot sal wees daarso. So as ons kyk na die volgende driehoek, kan ons sien dat hierdie sy en daai sy ewe lank is. Dit sal dan ook aangedui word deur 'n streepie wat ingeteken sal word. Die sye sal ons soos volg skryf. Sy AB is so lank soos sy AC. Die hoeke aan die onderkant van die skets, hoek B en hoek C, is die voete van die skets en hulle sal dan ook ewe groot wees. Dit sal soos volg geskryf word. Hoek B is gelyk aan hoek C. Die grootte sal nou eers beïnvloed word indien ons weet wat hoek A sou wees, want weer eens die goue reël is dat al 3 hoeke saam 180 grade moet gee. So indien hoek A byvoorbeeld 80 grade sal wees, sal die onderste 2 hoeke saam die res van die grootte moet deel, naamlik 100 grade, so elkeen sal 50 grade groot wees. Die laaste soort driehoek wat ons kry is 'n ongelyksydige driehoek. Dit sal duidelik vir ons sê wat die woord ongelyk is, dat
sye nie ewe lank is nie. So al die sye is verskillende lengtes en dit sal presies ook dan sê dat al die sye, as die sye verskillende lengtes is, sal die hoeke verskillende groottes wees. Indien ons na die driehoek kyk, kan ons sien dat die volgende sye, hierdie een nie dieselfde lengte as daai een, en ook nie dieselfde lengte as daai een sal wees nie. Die sye en die hoeke sal dan soos volg geskryf word. So sy AB sal nie gelyk wees aan sy BC nie en nie gelyk aan sy AC nie. En dieselfde vir hoek A sal nie so groot wees soos hoek B en nie so groot soos hoek C nie.